Goeiemôre. Dis heerlik om te kan groet op hierdie Woensdag 21 Augustus. My naam is Estie Geldenhuys en ek staan in ons tuin en dit is heerlik om te weet dat ons Hemelse Vader vir ons nog 'n dag as 'n seën gee. Nog 'n dag waarin ons hom dieper kan leer ken en waar ons die geleentheid het om hom te loop uitleef. Ons is besig om te gesels oor die wonder van dit waarmee ons Vader ons toerus om deel van hom te kan wees. En ons gebruik as 'n voorbeeld die duif. En die duif het 2 vlerke. Elke vlerk 9 penvere. En ons gesels op die oomblik oor die tweede vlerk. Waar die eerste vlerk na die gawes van die Gees verwys het, leer die tweede vlerk ons meer van die vrug van die Gees. Die vrug waaraan ons geken moet word as kinders van God. En as volgelinge van ons Messias, Jesus, wat die Christus is. As mense ons beleef, vir my en jou, sommer so, in die algemeen, in die huis, in die werk, in die winkels, wat is die vrug wat wys? Vader, wees ons genadig, dat ons asseblief hierdie gedagtes wat U met ons deel, ernstig sal opneem, en dat ons met erns voor U sal kom en vra, leer my, ek wil die vrug dra, wat my herkenbaar sal maak, as 'n vrug van U. Asseblief Vader, leer ons, help ons. Halleluja. En Vader, ek bid dat U nou voor my uitgaan, wat die tegniese goed betref, wat die hond betref, wat blaf, wat enige iets, Vader, kom U met die tegniese, maar ook met die Gees. Kom dra U asseblief nou self hierdie boodskap oor. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek wil eers vir jou lees in Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap en dan vandag vrede. Vrede om my aarde. Ek kan my nie voorstel dat enige een wat in hierdie gesprek belangstel op enige manier onverskillig kan staan teenoor die wonder van vrede nie. Ons dien 'n God van vrede. Ons Vader se vrede is 'n goddelike vrede. En dit gaan soveel dieper en kragtiger as vrede wat ons as mense van mekaar kan belowe. Die enigste plek waar mense 'n gesprek oor vrede kan begin, is by absolute eerlikheid. Eerlik oor wat vrede volgens die woord beteken. Kom ons kyk eerlik daarna. En dan eerlik oor waar ek staan teenoor hierdie vrede wat ek uit die woord uit bedink. In die eerste plek, wat leer die Bybel oor vrede? Ek het hier 4 dinge neergeskrywe. En die eerste punt is, in die evangelie van Johannes sê ons Messias 4 keer, vrede gee ek julle. Hy sê selfs, my vrede gee ek julle. Hy praat dus van 'n vrede wat verskil van wat mens kon noem 'n menslike of 'n wêreldse verstaan van vrede. Hy praat van 'n ander soort vrede as wat aan ons as mense bekend is. 'n Tweede gedagte. Een van die name van ons Skepper is Shalom. En Shalom beteken vrede. So, hy dra die naam van vrede. Hoor hoe lees Romeine 15:33. En die God van vrede sy met julle almal. Romeine 16:20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Efesiërs 2:17-18. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Ons dien 'n God van vrede
en sy gees is vrede. Goddelike vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is waarmee ons hier te maak het. 'n derde punt. Ons Messias word genoem die prins van vrede. Daar word na hom as Messias verwys. Met ander woorde, ons Messias het gekom as die prins van vrede. 'n vierde gedagte, die boodskap wat die koor van engele by sy geboorte in Bethlehem uitgesing het. Ek lees vir jou Lukas 2 vers 13 en 14. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in alle mense 'n welbehae. Sy gedagte was dat hierdie vrede in alle mense 'n welbehae sal bring. Weet jy, dit is wat hierdie vredevors vir ons op aarde gebring het. Vrede in ons innerlike mens. Wanneer mens eers daardie vrede gesmaak het, smag jy altyd weer daarna. Jy weet wanneer dit deel van jou is. En jy weet wanneer jy dit verloor het. Nou, hoe gemaak vir my en jou om waaragtig hierdie vrede te ontvang en belangriker nog, om dit te behou, om dit nie elke nu en dan te verloor nie. In die eerste plek, ek glo dat almal van ons die reuse verskil tussen vrede en onvrede of gebrek aan vrede ken. As ons eerlik is met onsself, ons ken dit. 'n tweede gedagte. Wat ons vir onsself moet uitmaak is goddelike vrede. Verskil radikaal van vrede wat die wêreld bied. Wanneer ons nou hier verwys na vrede, is dit verseker vrede wat ons Vader God sal standhou, wat in hom sal standhou. En nie die soort vrede wat mense, wat hom dalk nie eens regtig ken nie, aan mekaar beloof nie. Nee, ons praat hier van goddelike vrede. Weet jy, as jy e-sort op jou rekenaar het, en as jy dit nie het nie, gaan laai dit gerus op. Maar gaan nou maak 'n bietjie e-sort oop en gaan tik die woord in vrede. Maar dan moet jy onderskeid maak tussen Nuwe Testament en Ou Testament. Jy moet apart gaan kyk na evangelies en dan sendbriewe. Maar gaan kyk gerus watter kosbare verwysings daar alles opgeteken staan ten opsigte van vrede. Mens sou 'n hele naweek kamp daaroor kon hou. Die dieper en meer uitgebreide antwoord is egter 'n mond vol. Maar ek gee graag 'n paar gedagtes hierso deur. Sorteer dit asseblief bidend voor ons Vader uit en maak seker dat jy verstaan wat Vader wil hê ons vandag hier moet snap. Dankie Vader dat U nou dit wat ek nou wil oordra self hier by my oorneem. Kom deur die krag van U Gees en kom vat hierdie kruks vas, dat ons sal verstaan wat U wil, dat ons vanoggend sal verstaan. Asseblief Vader, ek vra dit in die naam van Yeshua. Die God in wie ons glo, is heilig. Nou 'n baie belangrike vraag. Ons dien 'n God van heiligheid en ook van geregtigheid. Dink bietjie. My vraag: wat verstaan ek en jy van heiligheid teenoor geregtigheid? En hoe is die twee gekoppel? Dink oor die twee begrippe. Dit voel of dit dieselfde is, maar weet dit is nie. Toe ek 'n tyd gelede regtig hieroor gepeins het Vader vir my die volgende laat bedink. Heiligheid. Sien heiligheid as ons eindbestemming. Het jy dit? Heiligheid, die eindbestemming. En geregtigheid
die enigste manier om by hierdie eindbestemming uit te kom. Heiligheid die eindbestemming, geregtigheid die enigste manier om by hierdie eindbestemming uit te kom. En wanneer ons deel wil wees van heiligheid van ons Skepper, vra dit dat ons in geen opsig, willens en wetens, onsself sal besig hou met dinge wat in ongeregtigheid, unrighteousness voor hom staan nie. En nou die kruks van die punt. Ongeregtigheid en vrede is soos die twee pole van 'n magneet. Hulle stoot mekaar af. Ongeregtigheid bevat geen vrede nie. En vrede word absoluut genullify deur ongeregtigheid. Hulle kan nie eens naby mekaar kom nie. Wat is in ons hart ten opsigte van politiek, munisipale besluit, skole, sport, hantering van ons persoonlike lewe? Hoor jy, daar soveel klein jakkalsies. En watter reaksie, watter maniere van doen, is vir ons aanvaarbaar in hierdie lewe? Die keuses wat ons maak, staan dit in geregtigheid of nie? Tot in die fynste bly ons staan in geregtigheid of nie? Soek daarna om te wandel in geregtigheid voor ons Vader en die vrede van Jahweh Elohim wat alle verstand te bowe gaan, sal jou metgesel wees. Bid daarvoor om waarlik vervul te wees met goddelike vrede en die oomblik wat jy besef dat jy jou vrede verloor het of dit 'n duik gevat het, gaan terug op jou spoor en stel vas wat het gebeur dat jy dit verloor het. Waar het ek teruggeval in ongeregtigheid? Want ongeregtigheid laat my vrede verloor. Soek en ek beloof, jy sal dit kry. Bring dit dan voor ons Vader. Vra hom vergifnis, stel dit reg en gaan voort. Moenie daarby pity party hou nie. Die een wat ons dien is die Prins van Vrede. Wanneer ons toelaat dat ons sy vrede verloor deur ons eie vrot keuses en swak optrede, moet ons selfdissipline toepas daarin om ons te oefen in ons wandel van geregtigheid na sy heiligheid. Want dit is die pad na ware vrede in hom. Vader, elkeen van ons staan op 'n manier skuldig voor U. Leer ons. Vader, ek bid in die naam van Yeshua, leer ons om elkeen ons eie diep begrip verstaan te kry van U heiligheid as eindbestemming en geregtigheid as die enigste manier om by hierdie eindbestemming uit te kom. Leer ons van geregtigheid, Vader, en leer ons om ook in die kleinste besluite wat ons daagliks neem, geregtigheid voorop te stel, sodat ons U vrede nie sal verloor nie. Halleluja. Amen.